Ons gaan 'n bietjie praat oor liefdestale en die tema vir nou is die krag van bemoedigende woorde. Ons weet almal dat woorde 'n mens kan afbreek of opbou. Dit kan 'n verhouding laat groei of dit kan 'n verhouding laat kwyn. En dit het die Spreuke-skrywer al eeue gelede vir ons geskryf in Spreuke 16 vers 24. Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. 'n Paar jaar gelede het Gary Chapman 'n boek geskryf met die titel The 5 Love Languages. En sy gedagte is dat ons elkeen een van daardie 5 liefdestale nodig het om te floreer in liefde. En een van hierdie liefdestale is juis woorde van bevestiging of bemoediging. Nou wat in die Bybel genoem word in Spreuke en veral ook in die Nuwe Testament word ons verder aangemoedig om te kommunikeer met dit, word ook gesteun deur sielkundige navorsing. Volgens die navorsing van Barbara Fredrickson aan die Universiteit van Noord-Carolina bevorder positiewe woorde en emosies 'n verbreding en bou-effek, 'n broaden and build theory noem sy dit, in die brein. En haar teorie beweer dat wanneer mense gereeld bemoedigende woorde hoor, dan raak jy al hoe meer kreatief, al hoe meer veerkragtig as jy dit hoor, en jy begin beter interpersoonlike verhoudings vorm. Haar sogenaamde positivity theory leer ons 'n soort van 3-tot-1 verhouding, wat aandui dat vir elke een negatiewe emosie moet jy 3 positiewe emosies ervaar om 'n gesonde verhouding te handhaaf. Daarom is dit so belangrik vir mense in jou lewe dat hulle gereeld by jou woorde van bemoediging, woorde van bevestiging kan kry. Woorde soos ek glo in jou of jy doen wonderlike werk, baie dankie. Lieberman en ander navorsing weer aan die Universiteit van Harvard het nog verder ontdek dat woorde direkte invloed het op ons breinaktiwiteit. Die amygdala, daardie deel van ons brein wat emosies reguleer, soos onder andere om ons stresvlakke te bestuur, word direk deur woorde beïnvloed. Hulle het ontdek dat woorde van bemoediging die aktiwiteit in die amygdala verminder en dit bevorder weer laer stresvlakke. Dit bring kalmte mee. So nou weet jy die krag van woorde in verhoudings. So probeer asseblief om aangename woorde van bevestiging of bemoediging te gebruik. Leef geïnspireerd.